Ons is in Spreuke hoofstuk 10 en ons gaan kyk na vers 7 vandag. Spreuke 10 vers 7 en het lees aan so. Die nagedagtenis van die regverdige is tot seën, maar die naam van die goddelose vergaan. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die woord en dat ons kan weet dat dit die onfeilbare, foutlose en genoegsame woord van God is. U woord, Here. Dit is heilig en dit is reg. En daar is nie enkele fout in dit nie. En dit is waarheid, Here. En Here, ons loof en prys dat ons ook kan weet dat alles wat teenstrydig met dit is vals. Dankie dat ons kan weet wat waarheid is in hierdie lewe. Dankie dat ons nie hoef te wonder oor wat reg en verkeerd is nie. Dankie dat ons nie hoef te wonder oor wat dit is wat U van ons verwag nie, Here. Maar o Here, gun dit ons in hierdie oggend om ag te gee op U waarheid. Gun dit ons om ag te gee op U woord, Here. Want dit is immers U woord. En so, Here, is ons gebed, mag U Gees in ons harte werk in die oggend. Want dit is nie dat ons nie weet dat ons die waarheid het nie. Maar Here, die probleem is ons sondige natuur wil dit nie altyd aanneem nie. En so is ons gebed, mag die Gees kragtig in ons harte werk, Here. Sodat die saad op goeie grond sal val. Sodat ons die woord sal hoor en dit aanneem, Here. En sal doen wat dit sê en van ons vereis. En mag ons nie net hoor nie, Here. Mag die feit dat ons daarop ag gee, U naam verheerlik. Want alle lof en eer kom U naam toe. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar oor U genade so groot is. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ons het laasweek gekyk na vers 6 waar ons gesien het dat God se seëninge op die hoof van die regverdige uitgestort word. En soos ons gesien het, dit is 'n alomvattende seën in elke aspek van ons lewens. Wees dit nou jou werk, jou arbeid, jou kinders, jou nageslag, jou huis waarin jy woon, jou finansies. Dit is 'n alomvattende seën. Die Here gaan jou nie vervloek in een area van die lewe, terwyl hy jou seën in 'n ander area van die lewe nie. Of jy is 'n geseënde van die Here, of jy is 'n vervloekte van die Here. Daar is nie 'n middelweg of 'n situasie waar jy jouself gaan bevind as beide 'n geseënde sowel as 'n vervloekte in die Here nie. Of jy is 'n geseënde en dit is 'n alomvattende seën, of jy is 'n vervloekte. Of jy kies die lewe, of jy kies die dood. Jy kan nie half dood kies of wees nie. Jy kan nie halfpad hemel toe gaan nie. En so lees ons ook in Deuteronomium 30 vers 19, daar staan, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuie teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek julle voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Hier is ons opsies. En weer eens, ons sien die alomvattendheid van die seën, want soos hierdie teks sê, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. En dan sê die volgende vers presies hoe ons dit moet doen, naamlik deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae. Dit is jou lewe. Om die seëninge van die Here te wil ervaar en om as 'n regverdige voor hom te wandel, behels nie net die idee dat om God lief te hê en na hom te luister en om hom aan te hang 'n manier is om te lewe nie. Dis nie wat dit behels nie. Dat hierdie dinge net 'n manier is om te lewe en die seën van die Here te ontvang nie. Nee, die skrif sê dit is jou lewe. Daardie dinge is jou lewe. Dit is nie net 'n manier wat jy kan inwerk nie. Dit is jou lewe.
Ons lewe is in ons liefde vir die Here. En ons lewe is daarin om na hom te luister. En ons lewe is daarin om hom aan te hang, sê die skrif. Dit is ons lewe. En indien ons hierdie dinge nie ag as ons lewe nie, dan gaan ons ook nie lewe hê nie. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. En soos Deuteronomium 28 vers 1 en 2 vir ons gesê het, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie, wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom, en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Here jou God. Dit sal. Of soos Christus sê in Lukas 11 vers 28, salig is hulle, wat die woord van die Here, wat die woord van God hoor, en dit bewaar. Salig is hulle. Lukas 8 vers 21 sê Jesus ook, my moeder en my broers, is die wat die woord van God hoor, en dit doen. En indien ons wel die woord van God hoor en dit doen, kan ons nie anders as om die seën van die Here te ontvang nie. Want die Here kan homself nie ontken nie, en hy is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. En so waar Deuteronomium ons dan sopas vermaan het, deur te sê, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, sien ons daardie seën selfs van toepassing is, nadat 'n mens sterwe. Dit is nie net 'n seën terwyl jy lewe nie, dit is selfs van toepassing nadat jy sterwe. Waar vers 7 dan vir ons sê, die nagedagtenis van die regverdige is tot 'n seën. En die woord leer ons hoe daardie nagedagtenis lyk, en hoe daardie nagedagtenis tot 'n seën kan wees. Die nagedagtenis van die regverdige. Dit leer ons hoe dit kan lyk. En hoe dit werk. Inteendeel, dit is waaroor die hele hoofstuk 11 van die boek van die Hebreërs gaan. Is van hoe daai nagedagtenis lyk en hoe dit op ander kant van toepassing wees. Die hele hoofstuk 11 van Hebreërs leer dit vir ons. Ons lees onder andere in Hebreërs 11 vers 4, daar staan, deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was. Omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Met ander woorde, Abel se getuienis leef voort. Sy nagedagtenis is vir ons tot 'n seën. Vers 5 en 6, deur die geloof is Henog weggeneem, om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang, dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. Glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Dis wat ons moet glo. Dat hy is, hy bestaan, en hy is 'n beloner van die wat na hom soek. Ons moet dit glo. En dit sluit aan by ons vorige preke, dat ons 'n absolute begrip moet hê van waar ons voorsiening vandaan kom. Of soos ons genoem het, vertrou jy op jouself? Of vertrou jy op die regering? Vertrou jy op jou ouers? Vertrou jy op jou eie vermoëns om vir jouself te voorsien? Waarop vertrou jy vir jou voorsiening? Of glo jy, soos wat Henog geglo het, dat die Here die beloner is van die wat hom soek? Dis hoekom Henog opgevaar het. Dis hoekom hy uit hierdie wêreld uitgeneem is, want hy het geglo dat God die beloner is van die wat na hom soek. Want sonder hierdie geloof, sê die skrif ook, is dit onmoontlik om die Here te behaag. En as ons ag gee op hierdie nagedagtenis van Henog en ag gee op sy vertroue op die Here, wel dan sal dit vir ons ook tot 'n seën wees as ons daai selfde geloof het. As ons glo dat die Here 'n beloner is van die wat na hom soek. Dis die getuienis wat Henog tot ons spreek.
En as ons ag gee daarop, tot sy nagedagtenis, wel dan sal dit ook vir ons tot seën dien. Vers 7 gaan aan om te sê, deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword van die geregtigheid wat volgens die geloof is. En wat doen Noag toe? Noag bou toe vir 120 jaar lank aan 'n ark, bloot omdat hy ag gegee het op God se waarskuwing. En omdat hy ag gegee het op God se waarskuwing, word hy, soos die skrif ook sê, 'n erfgenaam van geregtigheid. En so moet die vraag ook gevra word of ons ag gee op God se waarskuwings. Dis waaraan ons moet dink as ons aan Noag dink, volgens Hebreërs, of ons ook ag gee op God se waarskuwings. Want dit is bloot as ons ag gee op die nagedagtenis van Noag en hoe hy na God se waarskuwings geluister het, en ons doen dan dieselfde, dat sy nagedagtenis vir ons tot 'n seën sal wees. Sy nagedagtenis gaan alleenlik vir ons tot 'n seën wees as ons ag gee op sy geloof en wat hy gedoen het. En hoe het hy 'n erfgenaam van daardie geregtigheid geraak? Hy het ag gegee op God se waarskuwing, sê die skrif. Dis die nagedagtenis wat Noag vir ons los. Hy het ag gegee op God se waarskuwing. Wat moet ons doen? Ons moet ag gee op God se waarskuwing. En as ons daardie nagedagtenis in gedagte hou van Noag, wel dan sal dit ook vir ons tot 'n seën wees. Byvoorbeeld wanneer Paulus sê, om 'n eenvoudige voorbeeld te gee, in 1 Korintiërs 15 vers 33, moenie dwaal nie, slegte gesprekke bederf goeie sedes. Luister ons na hierdie waarskuwing? Of hou ons onsself op met slegte gesprekke en met die goddelose? Gee ons ag op hierdie waarskuwing? Want dis eintlik min gevra. Jy hoef nie vir 120 jaar in 'n ark te staan en bou nie. Moet net nie dwaal nie, want slegte gesprekke bederf goeie sedes. Bly weg. Of hou ons onsself op met slegte gesprekke? Want Noag se nagedagtenis wys vir ons wat se seën daar wel daarin is om na God se waarskuwings te luister. Of nog 'n voorbeeld, wanneer ons lees in Matteus 16 vers 6. Daarop sê Jesus vir hulle, pas op en wees op julle hoede, sê Jesus, vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Pas op, sê die Here. Wees op julle hoede. Word ons hierdeur gewaarsku? Of gee ons glad nie hierop ag nie? Soos duisende Afrikaners ook nie hierop ag gee nie. En ons gaan te kere asof die Jode God se uitverkore nasie is, en dat ons nie Jesus mag sê nie, ons moet Yeshua sê. Ons mag nie God sê nie, ons moet Yahweh sê. En ons moet Israel aanbid, anders is hy antisemities. Alhoewel hulle die grootste verspreiders van pornografie is, massamoorde uitoefen, en Christene haat, en op Christene spoeg, en kerke platstroop. En terwyl hulle eie Talmud sê, dat Jesus besig is om gestraf te word vir sy sonde, in kokende uitwerpsel. Dis wat hulle eie Talmud sê. Jesus is besig om gestraf te word. Jesus is 'n afvallige, sê hulle Talmud. En hy is besig om gestraf te word vir sy sonde in kokende uitwerpsel. Jesus self noem hulle die sinagoge van Satan. En Johannes sê, wie ook al nie Jesus as die Christus bely nie, hy is 'n anti-Kris. Maar wat doen ons dwaalende Afrikaners? Israel is God se uitverkorenes. Hulle mag dalk kerke platstroop, hulle mag dalk op Christene spoeg, hulle mag dalk sê Jesus is 'n sondaar en hy kook in brandende uitwerpsel,
Maar Israel is God se uitverkorenes. Terwyl Jesus sê, en vir ons die waarskuwing gee, pas op, en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs, maar ons aanbid die Fariseërs en die Sadduseërs. Want dis wat hulle is. As enigiemand aandring daarop om Yeshua en Yahweh en Mashiach en elke ander Hebreëse naam te gebruik, dan kan jy al klaar weet dat daardie persoon heeltemal ingesuur is deur die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Jy kan dit al klaar weet, jy kan dit op 'n myl afsien. Want nie een enkele skrywer, nie een skrywer van die Nuwe Testament het ooit enige van hierdie name gebruik toe hulle die Nuwe Testament in Grieks geskryf het nie. Hulle het self nie eers hierdie name gebruik nie, die skrywers van die Nuwe Testament. Maar nou as jy nie Yeshua sê nie, en jy nie Yahweh sê nie, en jy nie Messias sê, soos wat 'n Hebreër dit sal sê nie, wel daaraan aanbid jy mos nou 'n afgod. Was Paulus verlore? Was Matteus verlore? Was Lukas werklik 'n paganistiese persoon wat 'n paganistiese naam vir God gebruik het, soos mense beweer hulle doen? Was Johannes 'n afvallige? Nee. Hulle was die enigstes wat onder leiding was van die Heilige Gees toe hulle die Bybel geskryf het. Wees op julle hoede, sê die Here. En bring Noag in gedagtenis, want dit sal tot seën wees indien ons, net soos hy, sal ag gee op die goddelike waarskuwings. En die Here waarsku ons. Wees op julle hoede. En pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs, want daar gaan suurdeeg wees. Maar ons mense val daarvoor. Noag se geloof en sy geregtigheid het juis bestaan omdat hy ag gegee het op God se waarskuwing. En dit sal vir ons tot seën wees indien ons ook, net soos Noag, ag gee op God se waarskuwings. Verder lees ons in Hebreërs 11 vers 8, hierdie geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Met ander woorde, Abraham het die Here blindelings gevolg. Blindelings. Hoekom? Want al sy vertroue was in die Here. En as ons hierdie vertroue van Abraham in gedagtenis sal bring, en dieselfde vertroue sal hê, sal dit ook vir ons tot 'n seën wees. As ons dieselfde blindelingse vertroue op die Here sal hê. Dis hoekom dit daar van Abraham geskryf word, sodat daai nagedagtenis daar vir ons kan wees. Hebreërs 11 vers 20, deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Met ander woorde, Isak het 'n vertroue op God se beloftes gehad. En dat God se beloftes nie stop nie, maar ook op sy nageslag van toepassing gaan wees. Hy het hulle geseën, sê die skrif, met die oog op die toekoms. Hy het vertrou in God se beloftes. Hy het geglo en vertrou op God se verbond. En dieselfde lees ons van Jakob in vers 21 waar staan, deur die geloof het Jakob op sy sterfbed altwee die seuns van Josef geseën en hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. En mag ons dus hierdie geloof van Jakob in gedagtenis bring, wat die nageslagte kan seën, met die hoop en die vertroue op God se beloftes, sodat dit vir ons ook tot 'n seën kan dien. In vers 23 lees ons weer, deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek. Omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. En indien ons die seën van die Here wil ervaar, moet ons hierdie geloof van Moses se ouers in gedagtenis hê.
Maar as die regering vir ons sê, ons moet die samekoms van die heiliges versuim, terwyl Hebreërs 10 vers 25 weer sê, en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim nie, wel, dan vrees ons Afrikaners die koning. Ons vrees die koning, nie die Here nie. Maar wat lees ons van die vroedvroue, wat nie na Farao geluister het nie? Eksodus 1 vers 17, maar die vroedvroue het God gevrees en nie gedoen, soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar het die seentjies laat lewe. Hebreërs 11 vers 27 sê, deur die geloof het Moses Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees. Vers 31 leer ons weer dat Rahab gelewe het, en nie saam met die res van Jerigo omgekom het nie, omdat sy geloof gehad het in die Here, en sy het haar eie mense nie gevrees nie. Inteendeel, sy het eerder die spioene van Israel weggesteek, en vir haar eie mense gejok. Sy het die vyand gehuisves. En die lys van Hebreërs 11 gaan aan en aan van hoe elke man en vrou van die geloof sy geloof gelyk het. Nou, hoekom is hierdie belangrik? Want die nagedagtenis van die regverdige is tot 'n seën. Dis hoekom dit belangrik is. Want die nagedagtenis van die regverdige is tot 'n seën. En omdat die nagedagtenis van die regverdige tot 'n seën is, lees ons in Hebreërs 12 vers 1, wat praat van al die gelowiges en hulle geloof, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Al die gelowiges waarvan Hebreërs 11 praat, almal wat ons nou genoem het, is die wolk van getuies. Dis wat hulle genoem word. Hulle is die wolk van getuies. Hulle is vir ons 'n getuienis van hoe ons geloof behoort te lyk. En hoekom moet ons ag gee op hierdie wolk van getuies en weet hoe hulle geloof lyk en daarop ag gee? Want die nagedagtenis van die regverdige is tot 'n seën. Want hierdie mense, hierdie wolk van getuies, leer ons om ook elke las af te lê. Sowel as die sonde wat ons so maklik omring. En om die wedloop met volharding te loop. Die vraag is eerstens, gaan ons ag gee op hierdie wolk van getuies? En hulle geloof volg, sodat hulle nagedagtenis wel vir ons tot 'n seën kan wees. Want dit gaan net tot 'n seën wees as ons ag gee op hulle geloof. Of gaan ons nie volg in hulle voorbeeld en voetstappe nie, en so dan ook die seën verbeur. En tweedens, gaan ons met ons eie nagedagtenis, wat ons agterlos, deel vorm van daardie wolk van getuies. Vir ons eie nageslag. Gaan jou eie nageslag jou kan herdenk, en deur om jou nagedagtenis te herdenk, geseënd kan wees. Gaan jou nageslag dit kan doen met jou herdenkenis. Gaan hulle geseënd kan wees, as hulle jou gedenk. Of gaan hulle eerder dink, my ouers het hierdie wêreld daarin baie geniet. Hulle het altyd die beste karre gery, altyd die beste vakansies gehad, en onthou jy daai keer toe ons so lekker gaan skydive het, onthou julle toe ons Frankryk toe was, of wat dit ook al mag wees. Die vraag is nie net, gee ons ag op die nagedagtenis van die gelowiges wat ons vooraf gegaan het, sodat dit vir ons 'n seën kan wees nie. Die vraag is ook, wat se nagedagtenis los ons agter? Want dit is alleenlik
die nagedagtenis van die regverdige, wat tot 'n seun gaan wees, en tot 'n seun kan wees. Alleenlik die nagedagtenis van die regverdige. Niemand anders se nagedagtenis nie. Dit is nie die nagedagtenis van diegene wat vir hulle kinders alles gegee het wat hulle wou hê nie. Dit is nie daardie nagedagtenis wat vir hulle tot 'n seën gaan wees nie. Dit is nie die nagedagtenis van hulle wat vir hulle kinders die beste vakansies gegee het nie. Dit is nie daai mense se nagedagtenis nie. En dit is nie die nagedagtenis van hulle wat die gemaklikste lewens gelei het nie. En hulle kinders se lewens so gemaklik as moontlik gemaak het, wie se nagedagtenis tot 'n seën gaan wees nie. Dit is nie daai mense se nagedagtenis nie. Noem een persoon in geskiedenis, of selfs een van jou eie voorouers, wie se nagedagtenis tot 'n seën is, omdat hulle 'n gemaklike lewe gelei het. Noem een. Of 'n gemaklike lewe vir hulle kinders gegee het. Nee, die wolk van getuies. En indien ons deel wil wees van daardie wolk van getuies, gaan altyd bestaan uit die wat bereid was om regverdig te lewe. Ooreenkomstig die gebooie van God. Die regverdig bestaan uit hulle. Dis wie se nagedagtenis tot seën gaan wees. Jou nagedagtenis gaan tot 'n seën wees vir jou nageslagte. Nie omdat jou kinders en kleinkinders van jou kan sê, maar pa was darm vriendelik nie. Of oupa het darm 'n gemaklike lewe gelewe nie. Nee, dit gaan wees wanneer hulle kan sê, dat pa of oupa mag dalk nie altyd alles reg gedoen het nie, of alles in die lewe gehad het nie, of hulle mag dalk selfs nie eers die vriendelikste mens gewees het nie, maar hy was 'n godvreesende man, hy was regverdig, hy het Christus gevolg ongeag wat die nagevolge was. Dit is die tipe nagedagtenis wat tot 'n seën gaan wees. Want dit is 'n nagedagtenis wat vir jou nageslag die ewigheid voor oë hou. Dit is die tipe nagedagtenis wat dit is en wat dit los. Oupa mag dalk nie die vriendelikste gewees het, hy mag dalk nie die gemaklikste lewe gelewe het nie. Maar hy het die Here gevrees. En dit is die nagedagtenis wat tot 'n seën sal wees. En hy het die Here gevolg ongeag wat die nagevolge mag wees. En dit is die nagedagtenis wat tot 'n seën sal wees. Want dit hou ewigheid voor oë vir jou nageslag. Vanaf Hebreërs 11 vers 36 lees ons verder van die nagedagtenis van hierdie regverdiges, waar staan: ander weer het die proef van bespottinge en geeselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis, hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spelonke en skeure in die grond. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beter oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Die Here het vir hulle iets beters beskik, 'n seën. En as ons ag gee op hulle geloof, en ons deel in daardie geloof, sal ons nie sonder hulle volmaak word nie, maar met ons. En ons met hulle. Solank ons ag gee op hulle geloof. Solank ons hulle in gedagtenis bring en dieselfde doen, sodat dit vir ons tot 'n seën kan wees. En hulle sal nie sonder ons volmaak word nie. En so sal ons eie nagedagtenis ook tot seën wees vir ons nageslagte
sodat ons weer nie sonder hulle volmaak sal word nie. Hebreërs 13 vers 7, gedenk julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. En nie net sal die nagedagtenis van die regverdige tot seën wees, indien mense daarop ag gee, omdat dit mense na die Here toe gaan rig nie. Die nagedagtenis van die regverdige sal ook tot seën wees, want die Here self sal daaroor nadink. Die Here self sal daaroor nadink. Psalm 112 vers 5 en 6, gelukkig is die man wat hom ontferm en uitleen, want sy sake volgens reg besorg, want hy sal nooit wankel nie, die regverdige sal in ewige gedagtenis wees. Hy sal in ewige gedagtenis wees. Die regverdige sal geseënd wees, want die regverdige sal in ewige gedagtenis wees by die Here. Hebreërs 6 vers 10 tot 12, want God is nie onregverdig om julle werke te vergeet nie. En die liefdearbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon, om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Die nagedagtenis van die regverdige is nie net tot seën vir ons nageslag, omdat dit dien as 'n getuienis vir hulle nie. Dit dien ook as 'n getuienis vir onsself voor die Here. Ons nagedagtenis dien nie net as 'n getuienis vir ons nageslag nie. Ons nagedagtenis dien ook as 'n getuienis tot die Here vir onsself. Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie. Maar, soos die tweede helfte van ons vers dan sê, maar die naam van die goddelose vergaan. En hulle naam sal vergaan, nie net by mense nie, nie net by hulle nageslagte nie, maar by die Here. Psalm 9 vers 6 en 7, U het die nasies bestraf, die goddelose laat vergaan, hulle naam het U uitgedelg vir ewig en altyd. Die vyand is verdelg, pynhope vir ewig, en die stede wat U uitgeroei het, hul gedagtenis het vergaan. Psalm 34 vers 16 en 17 wat sê, die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore is op hulle geroep, die aangesig van die Here is teen die wat kwaad doen, om hulle gedagtenis uit die aarde uit te roei. En net soos wat die Here die sondes van die regverdige vergeet, hy vergeet die sonde van die regverdiges, en dink nie daaraan nie, en hy sal ons sondes nooit weer in gedagtenis bring nie, net so sal ook die geval wees met die name van die goddelose. Die Here sal ons sondes nooit weer in gedagtenis bring nie, die sondes van die regverdige, maar hy sal die naam van die goddelose ook nie in gedagtenis bring nie. Hy sal dit ook vergeet. Die regverdige se name sal in gedagtenis gebring word voor die Here, want ons name is opgeskryf in die boek van die lewe. Openbaring 3 vers 5, wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Openbaring 20 vers 15, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe
en in U naam baie kragtige dade gedoen nie. En ek sal aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Die nagedagtenis van die regverdige is tot 'n seën, maar die naam van die goddelose vergaan. En so mag die Here ons dit gun, nie net om ons lewens so te lewe, dat dit tot 'n seën sal wees vir ons eie nageslagte nie, maar dat ons name voor die Here tot in ewigheid in gedagtenis gebring sal word. Ons het 'n groot wolk van getuies, gelowiges wat ons vooraf gegaan het. Laat ons op hulle ag gee. En laat ons deel vorm van daardie wolk van getuies. En mag die naam van die Here verheerlik word in en deur ons lewens, omdat hy ook ons name in die boek van die lewe geskryf het, ja, selfs nog voor die grondlegging van die wêreld. Laat ons nie hierdie genade verontagsaam deur om nie ons lewens totaal en al aan hom toe te wy nie. Alle lof, alle eer, alle aanbidding, kom die naam bo alle name toe, die naam van Jesus Christus, wat ook ons name sal onthou, ook in die dag van oordeel. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid wat daarin is. En ons dankie, Here, dat U nie net vir ons sê wat reg en verkeerd is, waarin U behaag het en waarin U nie behaag het nie. Here, U het ook vir ons voorbeelde gelos. U het vir ons 'n wolk van getuies gelos. Mense wat ons kan navolg, mense wie se geloof ons op ag kan gee, sodat hulle nagedagtenis ook vir ons 'n seën kan wees. En so, Here, mag dit wees. Mag ons begryp, Here, soos Henog, dat U 'n beloner is van die wat U soek. Mag ons ag gee op Noag se geloof. Hy wie ag gegee het op U waarskuwing. Mag ons ook ag gee op waarskuwings. Mag ons vertrou op U beloftes, soos Abraham, Isak en Jakob ook op U beloftes vertrou het. Mag ons nie ag gee op die koning nie en hom vrees as sy woord teen U gebooie gaan nie. Dankie vir hierdie wolk van getuies wat U vir ons gee, Here. En mag ons ag gee op dit, sodat hulle vir ons tot 'n seën sal wees, maar Here, ons ook vir ons eie nageslag. Mag ons U lief hê met ons hele hart en siel en verstand, mag ons ag gee op U woord. Mag ons doen wat reg is in U oë. Deur die Here, U weet ons is nietig en ons is sondig, maar help ons hierin, Here. Want U Gees is kragtig om dit in ons te werk. En so kan ons U ook maar net loof en prys, Here, dat ons name ook in gedagtenis gebring word voor U. Dat U ons nie vergeet nie. U sal ons onthou, U hou ons in die palm van die hand, en U sal ons nooit los nie. Dankie, Here, dat ons name in die boek van die lewe geskrywe is, en niemand kan dit daaruit wis nie. Maar Here, help ons om ter eer en verheerliking van U naam te lewe. Help ons om regverdig te wees. En mag ons eie nagedagtenis ook tot 'n seën wees. Ons vra dit nie omdat ons verdien nie, maar omdat die genade so groot is. In die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen.